elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Hierdie is my gunsteling van Jesus se volg my, word my disipel stories. Want dit herinner aan my aan Jesus wat my geroep het om hom te volg. Ek het groot geword in die kerk, fenominale kerk, Immanuel gemeente in Kempton Park. Van die pastore wat ons daar gehad het toe ek klein was en groot geword het, was van die grootste name in die AGS tot vandag toe. Hoofleraar Johan Stein, jeugleraar Alan Platt, worshipleier John Simons. Sondag na Sondag het ons die Heilige Gees beleef in die dienste en kragtig hoe die Heilige Gees werk. In die kinderkerk waar ek was, het kinders hulle harte vir Jesus gegee. Kinders is gedoop in die Heilige Gees. Ek self was kragdadig gedoop in die Heilige Gees toe ek 11 jaar oud was. Maar die duiwel was ook aan die werk. Julle weet mos, een ding wat ons van die duiwel kan sê is, hy's nie lui nie. Hy was ook aan die werk en hy het ook probeer om my te wen vir hom en om my lewe te verwoes soos wat hy maar wil doen met ons almal se lewe. Moet nooit dink dat die duiwel enige ander agenda het met jou as om jou te verwoes nie. En hy sal alles probeer. En hy het 'n paar houe ingekry in my kinderjare waarop ek nie nou wil ingaan nie. En ongelukkig het ek my oë van Jesus afgehaal toe ek in graad 8 was. En ek het my erfporsie gevat en ek het dit gaan opmors en gaan opgeëindig tussen die varke. Daar in die varkhok, as ek daardie verlore seun beeld mag gebruik. Ek het rowwe huispartytjies beginne bywoon en ryfpartytjies. Nou as jy nie weet wat 'n ryf is nie, dis nie die burger wat jy by Steers koop nie. Moenie worry nie, jy's beter af as jy nie weet wat dit is nie. Kom ek sê net vir jou, ons het nie gesokkie daar waar ek vandaan kom nie. Ek het 'n paar keer dronk geword, verkeerde vriende die mekaar geraak, goed gedoen waaroor ek te skaam is om te praat. Teen graad 10 was ek vuil, ek was verslete, ek was tussen die varke in die varkhok. Die lewe was uit my siel was donker. As jy ooit by my maale se huis sou kom en 'n album vat met foto's van my, van daardie tyd, sal jy sien die leegheid in my oë. Ek jok nie vir jou nie, dat as ek op daardie pad gebly het, ek vas oortuig is daarvan ek nie vandag meer sou gelewe het nie. Never mind, hier sou gestaan het. Ek dink as ek Jesus was, wat iemand gesoek het om hom te volg en om te roep, sou ek nie by myself stil gestaan het nie. Ek sou nie na myself gekyk het en my geroep het nie. Ek sou verbygehou het. Te vuil, te gebroke, te ver weg. Het sy kanse vermors. Het dit wat ek hom gegee het weggegooi. Dis wat ek sou gedink het. Ek het nie meer kerk toe gegaan nie. Ek het definitief nie soos kerk gelyk nie. As ek hier ingestap het met my oorbelle, my oorgroote baggy klere, my gekleurde hare, my ketTINGs en riempies en krale om elke arm en om my nek, wonder ek wat sou gebeur het. Ek sou wou hoop dat TD Kerk my sou ontvang het en my sou wou laat welkom voel het, maar ek weet nie. Ek wonder, ek glo so. I'll give you the benefit of the doubt. Hier het nog nie iemand in hierdie kerk ingestap, soos wat ek was, die afgelope 10 jaar wat ek al in TD Kerk is nie. Nou ja, dit was in Kempton Park gewees, moet ek miskien sê. Is die Oosrand daai, is 'n rowwe plek.
Maar een aand in 1997, nadat ek 'n halwe bottel Old Brown Sherry ingehaat het en 'n paar Hunters na 'n rave, en ek alleen in my bed lê, ergens hier na middernag, kom Jesus wraggies en hy staan stil by my. En hy praat met my en hy roep my. En in een oomblik so helder soos daglig, en ek onthou die woorde woord vir woord, sê hy vir my, Corneille, hierdie is nie die lewe wat ek vir jou instoor het nie. Gee jou lewe in my hand en ek sal vir jou wys wat ek kan regkry met jou lewe. Ek het gedink, Here, bedoel U nou soos wat ek nou is? So vuil, so gebroken, so stikkend, met so messed up lewe, roep U my nou so? En ek het daar en dan gesê, ja Here, ja, ek sal U volg. En ek het my goed gelos, en ek het opgestaan, en ek het Jesus gevolg, begin volg. Die volgende dag het ek van my slegte gewoontes begin los. Die volgende dag, die volgende dag, toe ek opstaan, paar ure later, het ek van die goed begin los. Want ek het mos nou opgestaan, ek volg nou Jesus. Ek het dit dadelik van my vriende vertel. Dit wat ek besluit het. In die volgende weke het ek opgehou om na die partytjies toe te gaan. Ek het begin jeug toe gaan. Ek het ou vriende verloor, ek het nuwe vriende gemaak. Ek het nuwe gewoontes begin vorm, soos om vroeg op te staan in die oggend, my Bybel te begin lees, te begin bid. In graad 11 het ek beleef dat Jesus my roep om hom te dien, voltyds, deur voltyds in die bediening in te gaan. En daar het ek weer opgestaan en gesê, ja Here, ek volg U. Ek volg U soontoe ook, en ek het my droom om 'n veearts te word gelaat gaan, daar waar ek lekker baie geld sou maak. En so by the way, my punte was goed genoeg op daai stadium, dat ek sou kwalifiseer om te kon gaan swat vir 'n veearts. En hier staan ek vandag, 26 jaar later, vandat ek na skool direk teologie gaan swat het, en in my eerste gemeente onder jong mense begin werk het, en gehelp het om 'n gemeente te plant, die jaar nadat ek uit skool uit is. Ek het opgestaan en ek het Jesus begin volg. Die ou Corneille het gesterf, en in my gees het ek 'n nuwe mens geword. Soos wat Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17. Maar ek was nie onmiddellik 'n volmaakte, heilige volgeling van Jesus nie. Verlang het ek nog onder andere met pornografie gesukkel, soos 'n parasiet wat aan my vasgeklou het. As ek met jou eerlik mag wees, sukkel ek vandag steeds met tye van depressie, tye van afguns, tye van aggressie, tye van woede. En ek wonder wat met my sou gebeur het, as Jesus met my gewerk het en my hanteer het, soos wat ons as Christene soms met ons mede-Christene werk. Jy sien, Jesus loop verby Levi, of miskien soos wat ons hom beter ken, Matteus, die tollenaar. Daar waar hy in sy tolhokkie sit en besig om tolgelde in te samel. Hy's 'n Jood. Hy het groot geword as deel van die Joodse volk, God se volk. Hy het sekerlik histories geken van hoe God met hierdie volk werk en 'n pad al gestap het. Hy was na die Joodse skool toe gewees. Hy het die Joodse skrifte geken. Maar ergens het hy sy rug op hierdie God gedraai. Hy het geld gekies, hy het gemak gekies, bo sy volk, bo sy erfenis, bo sy kultuur, bo die verbond, bo die beloftes, miskien ook bo die verwagting van 'n Messias, wat gaan kom en die lig gaan wees vir hierdie wêreld. Hy dien die Romeine.
Hy verryk homself. Hy byt sy eie mense uit en hy onderdruk hulle nog verder. Wie weet wat 'n ander losbandigheid het nog saam met daardie leefstyl gegaan. Interessant dat tollenaars en prostituie altyd in dieselfde sinnetjie genoem word. Maak jou eie afleidings. In die oë van sy mense is hy dood. In die oë van sy eie familie is hy dood. Hy bestaan nie meer vir hulle nie. Hulle skryf hom af. Ek dank die Here dat my ma en my pa my nooit afgeskryf het nie. Matteus het homself heel waarskynlik gehaat, soos wat ek myself gehaat het, terwyl ek in daai donker plek was. En op 'n dag kom Jesus verby daai stalletjie in Kapernaum gestap. Nadat hy 'n verlamde man genees het, soos wat ons verlede week gehoor het, die man wat deur die dak gesak is, en Jesus hom genees het en hom vergewe het. Hier stap Jesus verby Matteus se hokkie op pad na die see toe om verder te gaan bedien. En miskien het Matteus al vir Jesus gesien bedien, want Jesus het baie in Kapernaum bedien. Miskien het hy al gehoor van al die goed wat Jesus doen. En hy sien Jesus het ook 'n paar ander ouens daar saam met hom, 'n paar ander disippels, want ons lees aan die begin van hierdie hoofstuk 5, dat Jesus vir Petrus en vir Johannes en vir Jakobus al geroep het. So hy het al van sy ander disippels geroep, en dit is vissermanne, en ek dink Matteus het daai ouens geken, en hulle het hom so skeef aangekyk, dat hulle daar verbystap, want hy het hulle dalk ook al uitgebuit, hy het hulle belasting ook al opgegaar, en ek dink hulle het hom skeef aangekyk. Maar Jesus staan stil. Hy stop by Matteus, soos wat hy by my gestop het, daai aand in 1997. En hy sê vir Matteus, volg my. Volg my. En in daardie sinnetjie word daar soveel goed vasgevang. Jesus wat vir Matteus sê, Matteus, hierdie is nie die lewe wat ek vir jou instoor het nie. Volg my. Gee jou lewe in my hande. En ek sal vir jou wys wat ek met jou lewe kan regkry. Ja, jou stikkende lewe, jou vuil lewe, net soos wat jy nou is. Kom, volg my nou. Los dit en volg my. Ek spesialiseer om sulke lewens om te draai en te hervorm. Ek roep die wat onroepbaar is. Ek red die wat onredbaar is. Ek is mal daaroor wanneer Jesus die onroepbares roep. Ek is mal daaroor wanneer Jesus die onredbares red. Wanneer Jesus die vir wie niemand anders 'n kans gee nie, wanneer hy hulle roep. Wanneer Jesus iemand wat in die diepste donkerste gat van skuld en skaamte en sonde en hopeloosheid, wanneer hy hulle daar uithaal en hulle roep om hom te volg. Dit was ek. Toe ek op college kom, toe ek nou moet gaan teologie swat, het ek nie 'n klou gehad wie hierdie dosente is nie. Ek het nie geweet wie is Isak Burger, die president van die AGS daai tyd nie. Ek het nie geweet wie van hierdie dosente moet ek 'n professor noem of paus of niemand in my familie was in die bediening nie. En hier is hierdie ander studente, baie van hulle het hierdie pedigree agter hulle name. Hulle ken pastoor so en hulle kom uit kerk uit so en die en se pa is pastoor dit maar Jesus roep my. Hy roep my om in die bediening in te gaan. En ek is vandag een van, ek dink ek het gaan tel 4 ouens uit daai hele klas van meer as 20 wat nog steeds voltyds in die bediening is. En ek sê dit nie om te brag nie, ek sê dit om vir jou te sê en te wys, Jesus roep die van wie ons dit die minste verwag. Ek het opgestaan en ek het alles gelos en ek het Jesus begine volg. Dit was vir my alles of niks. Ek het nie 'n ander opsie oorweeg nie. Ek het nie eers soos wat ons kinders baie keer die raad sou gee nie, maar gaan swat eers iets anders. Kry eers iets anders agter jou naam, 'n goeie kwalifikasie.
né? En dan gaan doen jy waarvoor die Here jou roep. Nee, ek het gegaan, alles of niks, ek het alle ander brûe gebrand, ek het nie plan B agter my naam nie, ek het nie iets anders gaan swat nie, ek het nie iets anders om op terug te val nie, ek het nog steeds niks anders om op terug te val nie, ek het nie 'n besigheid wat ek aan die kant bedryf wat vir my moet inkomste gee nie, daar's niks anders nie, dis Here, U sorg vir my, of ek is onderdeur, ek het alles gelos, ek volg U, Here. Matteus het Jesus gevolg en hy het alles prys gegee. Ek love dit as Jesus iemand wat so ver in die wêreld was red, dat dit 'n tyd vat vir daardie persoon om al hulle nonsens te los. Want hulle het soveel gebrokenheid, hulle het soveel baggage, hulle het soveel nonsens, dat dit 'n ruk vat totdat hulle ten volle ingebreek is. Ek love dit. Dis nie sommer net vinnig en maklik nie, nee. Dit vat 'n tyd. Baie van hulle vat 'n tyd om soos 'n Christen te begin lyk. Baie van julle het sulke stories. Ek ken van julle stories al. Nie almal nie, maar ek ken van julle stories en ek weet van julle het sulke stories. Jesus het jou gaan uithaal daar uit die diepste modder uit. Die modder van sonde, dalk selfs die modder van godsdiens. Die modder, dalk was jou modder nie 'n modder van losbandigheid nie, maar 'n modder van godsdiens, waaruit die Here jou gaan uithaal het. Waar jy so selfgeregverdigd was, so godsdienstig was, maar jy was so baie ver van Jesus af. En omdat Jesus jou so diep gaan uithaal het, loop jy soms nog mank. Jy loop, jy volg Jesus, maar jy het nog 'n mank. Die Engelse woord is 'n limp. Nee, jy het nog 'n bietjie van 'n ja, 'n stroller. Paulus het mank geloop nadat Jesus hom gered het. Baie mense sê dat die doring in die vlees waarmee Paulus geleef het, waarvan ons lees daar in 2 Korintiërs 9, daai doring in die vlees, was Paulus wat nog geworstel het met die skuld en met die verwyt oor die gelowiges, wat hy in die tronke laat gooi het en gehelp doodmaak het, voordat hy Jesus begin volg het. Ja, Jesus het hom gered, Jesus het hom vergewe, hy het hom vrygemaak van skuld en skaamte, net soos vir my, maar hy het nog die letsels gehad. Hy het nog geloop met 'n mank. Toe ek in die jeugbediening was, totdat ek 10 jaar terug Kimberley toe gekom het, tot toe was ek nog in die jeugbediening gewees, was dit my jeuggroepe se kenmerk altyd, dat ek 'n klomp rowwe tieners in my jeuggroepe gehad het. Ouens wat uit die gemors uit die Here begin dien het. Wat uit die wêreld uit vir Jesus gewen is. Want ek was daardie ouetjie. En ek kon met hulle relate en die Here het my gebruik om hulle te wen. Die grootste moeilikheidmakers, die tieners vir wie die kerkmense hulle neuse optrek. Daai ouetjie wat met sy oorbel en sy keps kerk toe kom. Geskeurde denim, tattoos. Want ek het geweet wie ek was, toe Jesus my geroep het. Toe hy by my kom stil staan het en gesê het, volg my. Ek het gaan tel, ek kon vinnig tel, 4 van die ouetjies, daai ouetjies, spesifiek, daai tipe ouetjies, wat uit in my jeuggroepe tot die bekering gekom het, is vandag voltyds in die bediening. Een ding wat ek onthou is hoe geduldig Jesus met my was. Ek onthou hoe daar mense in die kerk was wat geduldig met my was. Hoe daar leiers was wat geduldig met my was. Dis mos deesdae 'n bediening op YouTube en op Facebook om, ek dink is 'n geestelike gawe, om ander bedieninge en om ander disippels wat Jesus wil volg te beoordeel, te veroordeel.
sleg te maak, te judge. Mense wat self nie eintlik veel vir Jesus doen nie, maar wat tyd het om YouTube video's te maak, en ander mense wat regtig 'n passie vir Jesus het, beoordeel, omdat hulle nog nie volmaak is nie. Nog nie perfek is nie. Ek sien nie Jesus se hart daarin nie. Ek sien inteendeel 'n fariseer hart daarin. Ek sien dat Jesus op 'n stadium vir sy disippels sê, toe hulle na hom toe kom en hulle wil iemand anders kritiseer wat ook mense doop, dat Jesus vir hulle sê, los daai mense uit, as hulle nie teen ons is nie, is hulle vir ons. Paulus verklaar op 'n stadium, dat daar is mense wat die evangelie verkondig, uit jaloesie uit, teenoor hom. Maar hy verbly homself daarin, want die evangelie word verkondig. Al mense vir wie Paulus ooit aangevat het, was die wat die kern van die evangelie verdraai het. Wanneer mense, die Judaïste, wanneer hulle die kern van die evangelie verdraai het, het hy hulle aangevat. Jesus roep vir Matteus om hom te volg. Matteus moes net opstaan en kom. Jesus sou met hom 'n pad stap en hy sou hom uitsorteer. Eventueel. Nadat Jesus vir Matteus roep en Matteus nou opstaan en Jesus volg, nooi Matteus vir Jesus na 'n braai toe. Om saam met hom en sy vriende te kom braai daai middag. Matteus se vriende het nog nie opgestaan om Jesus te volg nie. Net Matteus. Dit is ander tollenaars, dis ander sondaars, en dalk 'n paar baie weird mense wat daar is. Definitief mense wat die fariseërs baie ongemaklik laat voel het. Jesus was daar, en hy was lief vir hulle. En ek weet, hy het nie gesondig nie. En ek weet, hy was die lig, en hy was die sout gewees, maar hy was daar. En daai mense was absoluut aangetrokke tot Jesus. Daai sondaars, daai genuine sondaars, was aangetrokke tot Jesus. Is dit nie snaaks, dat die heiligste mens, wat nog ooit op hierdie aarde geloop het, die grootste aantrekking vir gebroke sondaars gehad het nie? Heiligheid skrik nie sondaars af nie. Dit trek sondaars, want hulle wil dit ook hê. Godsdiens en skynheiligheid stoot sondaars weg. Jesus was lief vir hierdie mense. Hy was nie skynheilig nie, en hy was nie godsdienstig nie. Toe die fariseërs hom kritiseer, omdat hy hierso saam met hierdie mense kuier en met hulle meng, toe sê Jesus, hy het nie gekom vir die mense wat dink, dat hulle reeds goed genoeg is om God se genade te verdien nie. Hy het gekom om sondaars soos ek, en soos jy, en soos Paulus, en soos Jelly Roll, te roep, tot inkeer. Kyk gou na hierdie foto. Sit gou vir ons die ligte net so bietjie dowwer, oom Hannes. As jy daai ou aan die linkerkant sien, daai foto in die nag, dan hardloop jy weg. Dit is Jelly Roll. Ja, hou die ligte vir my net so vir 'n rukkie so, dat jy mooi kan sien. Dit is Jelly Roll, 'n kunstenaar, 'n musikant, baie impak gehad in die wêreld. Ek bedoel vir sondige wêreld. Hy was dwelmverslaafd. Hy was wie weet wat nog, totdat God hom by hom kom stil staan het en hom gered het. Hy en Brandon Lake sing daardie liedjie Broken Hallelujah, as jy dit al gehoor het. Dit was hy voordat hy Jesus ontmoet het. Daai is Jelly Roll nadat hy Jesus ontmoet het. Ek dink is hierdie jaar of laas jaar geneem, daai foto. Ek weet nie of jy kan sien nie, maar daar's 'n verskil. Daar's 'n redelike verskil, net in die energie wat hy uitstraal. Hierdie man was so gebreek gewees, dat hy selfs nou nog goed het in sy lewe, dalk soms goed sê,
wat nie 100% reg is nie. Jesus gaan nog 'n pad met hom stap. Maar hy is so passievol oor sy nuwe lewe, wat hy in Jesus het, dat hy op elke late night show waarop hy is, en op elke Grammys waar hy toekennings kry, van Jesus getuig. Onbeskaamd. As jy na hom kyk, nou loop hy oor van blydskap. Hy was verlede jaar een van die coaches gewees op American Idol, en jy kan nie glo die joy, die liefde, wat hy uitstraal op internasionale TV vir Jesus nie. As jy na sy nuwe musiek luister, teenoor sy ou musiek, gaan jy agterkom, hy het opgestaan, en hy het Jesus begin volg. Loop hy nog 'n bietjie mank? Ja. Het hy nog ver om te gaan? Ja. Maar Jesus is besig met hom. Een van sy liedjies wat 5 jaar terug uitgekom het, voordat hy Jesus ontmoet het, sy naam is Save Me. Ek lees gou vir jou van die woorde. Somebody save me, me from myself. I've spent so long living in hell. They say my lifestyle is bad for my health. It's the only thing that seems to help. All of this drinking and smoking is hopeless, but feel like it's all that I need. Something inside of me is broken. I hold on to anything that sets me free. I am a lost cause. Baby, don't waste your time on me. I am so damaged beyond repair. Life has shattered my hopes and my dreams. Dis miskien jy gewees, dit was ek. Dis miskien jy nog steeds. Een van sy nuwe liedjies wat so verlede jaar of begin van hierdie jaar uitgekom het, sy naam is I'm Good. En ek wil vir jou van daardie woorde lees. En dan kom jy agter. Van luister jy of jy iets agterkom. Oh, what a beautiful day. I'm just so glad I'm alive. I got the smile on my face because I opened up my eyes. I found my way out of that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good, I'm good. I'm good with the all temptation, all the people on the way that tried to break me, the time I lost that I tossed out that hourglass. Right now, I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. You found me in the dark and I found the light. Now I'm singing me a brand new song and it goes like this. Oh, what a beautiful day. I'm just so glad I'm alive. I got the smile on my face because I opened up my eyes. I found my way out of that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good, I'm good. Dankie oom Hannes, kan vir my weer die ligte aansit. Die groot teenstand wat Jelly Roll tans beleef in die media, is nie vanaf die wêreld nie, maar Christene, wat hom kritiseer en verwag dat hy moet lyk en moet optree soos een of ander pastoor wat die Here al vir 40 jaar dien. Jesus het gekom om sondaars soos hierdie te roep tot inkeer. En hulle kom tot inkeer, maar hulle is nie volmaak nie. Hulle het nodig, net soos wat ek nodig gehad het, net soos Matteus, om 'n lang pad van disippelskap saam met Jesus te stap. Jesus gaan die pad stap met daai persoon. Die vraag is, gaan ek en jy die pad stap met daardie persoon? Die vraag is, gaan die kerk 'n pad stap met daardie persoon? Of gaan ons die fariseërs wees wanneer so iemand hier instap? Iemand met 'n reputasie. In geval jy nou nog nie die prentjie bymekaar gesit het nie, Matteus skryf later een van die 4 evangelies wat ons in ons Bybel het. Die evangelie volgens Matteus. Dis hierdie einste Matteus wat 'n tollenaar was.
En in die evangelie wat hy skryf, sluit hy 'n frase in hierdie storie wat Markus en Lukas nie insluit nie. En ons kry dit in Matteus 9 vers 13, waar Matteus sê dat Jesus gesê het, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Daai frase, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek is jammer as ek op jou tone trap, maar Jesus stel minder belang in jou kennis as wat jy dink. Hy stel minder belang in hoe lank jy bid en oor hoe goed jy die dogmatiek rondom die eindtyd ken, as wat jy dalk dink. Moenie my verkeerd verstaan, daai goed is belangrik, maar barmhartigheid is vir Jesus belangriker. As ons as kerk nie 'n hart vir barmhartigheid het nie, as ek en jy nie 'n hart van barmhartigheid het teenoor mense wat nog nie is waar ons dink ons is nie, of waar hulle veronderstel is om te wees nie, dan mis ons Jesus se hart. Die woord barmhartigheid is die Griekse woord elios en dit word in die Engels vertaal met mercy. Ons het nou gesing, Lord have mercy on us. Have mercy. Have mercy, want ons weet hoe nodig ons dit het. Kan ons dit ook gee vir die Matteuse in ons midde? Die woord elios, mercy, beteken kindness and goodwill with an desire to help them. Dis wat dit is. Do I have kindness? Do I have goodwill? And do I have a desire to help them? Ons hoef nooit te compromise om vir die waarheid te staan en die waarheid te verkondig nie. Ons hoef nooit die evangelie te versag nie. Ons hoef nooit ons heiligheid prys te gee omdat ons nie sondaars wil offend nie. Nee, dis nie wat Jesus van ons vra nie. Maar Jesus verwag dat ons met barmhartigheid optree teenoor die wat nog in hulle tollenaar hokkies sit. En die wat al opgestaan het en uitgekom het en Jesus begin volg het. Die wat mank loop. Die wat baie letsels het as gevolg van die diep gemors waaruit God hulle gaan uithaal het. Eendag in my vorige gemeente sit ek in my kantoor. En voor my sit 'n jong man wat in die worship band gitaar speel. Jesus het hom gered, maar Jesus het hom baie diep gaan uithaal. En hy volg Jesus. Maar hy sit voor my omdat dit onder my aandag gekom het dat die man nog so 'n bietjie dagga rook. En ek het met hom gepraat en mercy toegepas. Want dis disippelskap. As jy dit dalk misverstaan het, hierdie plek is nie 'n museum met perfekte mense nie, hierdie is 'n hospitaal. Maar ek het hom baie mooi laat verstaan toe hy daar voor my sit, dat totdat hy nie sy nonsens los nie, sit hy nie weer sy voete op daardie verhoog en gebruik hy nie weer die talent wat God vir hom gegee het nie. Nee. Dis nie wat ek gedoen het nie. Dankie, julle is wakker. Gelukkig het niemand amen gesê nie. Nee, ek het dit nie gedoen nie. Ek het hom baie mooi laat verstaan dat ons hom nie gaan weggooi nie. Ons gaan 'n pad stap. Hy gaan nêrens heen nie. Hy bly net hier saam met ons. En hy is vandag die worship leier van daai kerk. Ek kon daai benadering hê want ek kan nooit vergeet waar Jesus my kom uithaal het nie. Moenie jy vergeet waar Jesus jou uit gaan haal het nie. Moenie nou dat jy die Here al 'n jaar of 2 of 50 dien, 'n fariseer raak nie. Moenie vergeet hoe Jesus jou daar uit jou tollenaar hokkie van sonde of van godsdiens of wat ook al en waar ook al jy was gaan haal het nie. En wees jy nou die Petrus en die Johannes en die Jakobus wat daar saam met Matteus moes stap toe Jesus vir Matteus geroep het. Hulle moes barmhartigheid aan hom bewys. Ek dink hulle was bereid om hulle reputasies prys te gee,
Want nou stap Petrus en Matteus, en Johannes en Jakobus saam met Matteus en hulle volg Jesus saam. En die ander mense kyk en hulle sien, Matteus en Petrus, jy assosieer met Matteus. Maar Petrus, hulle was bereid om dit te doen. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om saam met 'n sondaar met 'n reputasie 'n pad te stap? Al kyk ander mense nou na jou en sê, ja Willie, jy hang uit saam met daai ou. Maar Willie weet, daai ou stap 'n pad met die Here en ek stap 'n pad met hom. Ek gee nie om wat die ander mense, wat die fariseërs sê nie. Ons is saam besig om Jesus te volg. Dit is wat Jesus vir my kom doen het. Dit is wat Jesus vir jou gedoen het. Gaan jy nou en gaan doen dieselfde. Amen. Ek gaan jou nooi om die nagmaal te gebruik. En wanneer jy nou vorentoe kom en jy die nagmaal gebruik, wil ek hê jy moet onthou dat Jesus jou gered het. Daai einste Matteus vir wie Jesus gaan haal het uit daai hokkie uit, was daai aand saam met Jesus daar in die bovertrek gewees, toe Jesus die nuwe verbond met daai mense gesluit het. Die eerstes wat hom gevolg het en gesê het, hierdie bloed het vir jou gevloei, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek is, ek sluit 'n nuwe verbond met jou. Julle is die eerstes van baie met wie ek dit doen. Kom vanoggend en kom geniet hierdie mercy, hierdie Elios wat Jesus aan jou betoon het en weer vandag betoon. Opnuut. En maak dit vas in jou lewe. Maar onthou ook dat as jy dit kan ontvang of wil ontvang, moet jy dit gaan gee. As jy dit nie wil gee nie, kan jy dit nie ontvang nie. Dis wat Jesus gesê het. As jy nie kan vergewe nie, sal jy nie vergewe word nie. Kom ontvang vanoggend sy genade. Maar gaan dan ook uit en gaan gee dit. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.